Wie vat jy saam? Op hierdie lewensreis vat ons altyd mense met ons saam. Jezus het ook mense met ons saamgeneem. Daar was 2 broers gewees, ons lees van hulle in die Nuwe Testament. Hulle name was Johannes en Jakobus, maar Jezus het hulle genoem die seuns van die donder. Hierdie 2 broers was dinamiese mans gewees. Hulle was onverskrokke gewees. En die Here Jesus het hulle na verskeie geleenthede saamgevat met hom. Maar dan het hy 'n derde persoon ook saamgevat, met die naam van Petrus. Petrus was ook 'n moedige en 'n vreeslose man. Maar hierdie 3 het hy met hom saamgevat na spesiale geleenthede. Een so 'n geleentheid vind ons in Markus 5. Hier lê 'n dooie dogtertjie op haar bed. En Jesus vat hierdie 3 manne met hom saam. Die 2 boeties, die seuns van die donder, en natuurlik ook vir Petrus. En toe hy by daardie doodskamer instap, sê maar hierdie kind slaap uit, hy is nie dood nie. En toe begin almal om uit te lag. Maar wat doen hy? Hy jaag hulle uit. Hy jaag hulle uit, want hulle is ongelowig. Jy kan nie ongelowige mense saam met jou vat op jou lewenspad nie. Ongelowige mense bederf baie keer jou eie geloof. Ongelowige mense sal jou laat twyfel. Hy jaag hulle uit die kamer uit. En hy vat net hierdie 3 manne met hom saam. Die seuns van die donder en vir Petrus. Want is 3 manne van geloof. Wanneer die doodskaduwee oor jou lewe skuif, dalk in jou werksomstandighede, dalk in jou gesinslewe en jou huwelik, maar die dood is in die pot. Daar, dinge gaan sleg in jou lewe. Moet jy oppas wie jy met jou saamvat. Want daar is hulle wat jou sal afbreek, wat sal sê daar is geen hoop nie, soos wat hierdie mense gewen het by die dooie dogtertjie. Jy sal 'n taal van geloof praat en ander sal jou uitlag. Jy moet oppas wie jy saamvat, wanneer die dood skaduwee oor jou lewe skuif. Sorg altyd dat jy seuns van die donder saamvat. Manne of vroue van geloof, wat by jou kan staan, saam met jou kan hoop, jou kan bemoedig en saam met jou kan bid. Die dood kom in baie gedaantes na 'n mens toe aan. En dan het jy die seuns van die donder nodig om by jou te kom staan. En ons onthou, ons ken daardie gedeelte in Markus 5. Die Here Jesus het daai dogtertjie in haar hand gegryp en gesê, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op, en sy het lewendig geword. Vat seuns van die donder saam, wanneer die doodskaduwee skuif oor jou lewe, sodat hulle saam met jou dit wat dood is kan gaan opwek. Twyfelaars kan nie opwek uit die dood uit nie. Twyfelaars kan niks tot stand laat kom nie. Wie vat jy saam met jou op jou pad wanneer die dood oor jou skuif? Ek sien in Matteus 17 is 'n ander geleentheid wat hy die seuns van die donder saamneem. Johannes en Jakobus en natuurlik ook vir Petrus. Dit is hier waar Jesus hom bevind op die berg van verheerliking en sy voorkoms verander voor hierdie seuns van die donder. En die Bybel sê sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het spierwit geword. En God het gepraat uit die hemel en gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag luister na hom. Hierdie was 'n besondere spesiale geleentheid, waar God homself openbaar het. As jy openbaring van God nodig het in jou lewe, moet jy pas op wie jy saamvat. Weereens, vat mense saam, wat saam met jou kan glo, wat by jou kom staan. As jy sê ek het ontmoeting met die lewende God nodig, moenie twyfelaars saamvat nie, moenie lou Christene saamvat nie, ongelowiges nie. Vat mense saam wat 'n getuienis het, mense wat 'n woord het, mense wat bidders is. As jy sê ek wil God soek, as jy sê ek het 'n aanraking van die Here nodig op my lewe, wie gaan jy saamvat? Vat die regte mense saam. Dan is daar 'n ander geleentheid waar Jesus ook hierdie 3 manne met hom saamvat. Dis in die tuin van Getsemane, die vooraand van Jesus se kruisiging. Vir die res van sy disippels sê hy, gaan wag julle een kant daar,
Maar hierdie drie, die seuns van die donder, Johannes en Jakobus, en vir Petrus, vat hy met hom saam. Ons lees daarvan in Matteus 26. Toe Jesus baie bedroef word, was hierdie drie sterk manne, onverskrokke manne, manne van geloof, was hulle by Jesus gewees. Ons almal gaan soms deur 'n Getsemane. Getsemane simboliseer vir ons 'n plek van druk. Wie vat jy saam op jou pad wanneer jy druk beleef, lewensdruk? Pas op wie jy saamvat. Jy kan mense saamneem wat jou verder net sal aftrek. Jy kan mense saam met jou neem wat sal sê, ag, aanvaar nou maar jou lot. Wat glad nie 'n woord van inspirasie of motivering kan spreek nie. Pas op wie jy saamvat wanneer jy in jou Getsemane kom, jou plek van druk. Sorg dat jy die seuns van die donder saam met jou het. Weereens kragtige manne, manne van hoop, manne wat jou gaan dra wanneer jou eie knie knak. Sulke mense wat jy nodig het in jou Getsemanes. Wie vat jy saam? Dit is 'n belangrike vraag wat ek aan jou vra. Dit is 'n belangrike antwoord wat jy gaan gee. Vader, dankie dat in hierdie lewe is daar manne soos die seuns van die donder, soos Jakobus en Johannes en Petrus. Dankie Here dat U sulke mense oor ons lewenspad stuur. Manne wie se rug nie krom word wanneer die lewe kom in sy vreesaanjaende gedaantes nie. Maar manne en vroue wat regop staan, wat die storms konfronteer en wat by jou kom staan. Help ons dan nou ook, Here, om ook seuns van die donder te wees. Manne en vroue van moed. Manne en vroue wat dapper is. Manne en vroue wat geanker is in God en wat aan God vashou, Here. Manne en vroue wat nie terugdeins nie. Help ons dan, Here, om ook seuns van die donder verander te wees. Maar Heilige Gees lei ons om die regte mense saam te vat op ons lewenspad in Jesus naam.